Goeiemôre. Vanoggend se preek gaan oor skat in kleipotte en ons skriflesing is 2 Korintiërs 4 vers 7 en hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 5. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir genade. Ja, Here, ons leef in die Pinkstertyd, die tyd na U opstanding. Baie dankie dat U die dood vir ons oorwin het. En baie dankie dat U die een is wat vir ons die ewige lewe moontlik maak. Dankie vir U woord en ons wil ook bid en vra, die gaan met elkeen wat swaar kry, elkeen wat siek is, elkeen wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Dat die elkeen sal aanraak en ek dink veral in die tyd wat ons leef met 'n wêreld wat deur mekaar is en waar dit al hoe duurder word vir ons om te oorleef, wil ons U vra om saam met ons te wees. Amen. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 en hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 5. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En dan hoofstuk 5. Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele wat nie met hande gemaak is nie. En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die hemel bekleed te word. As ons nie net ontkleed nakend gevind sal word nie, want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaar kry, omdat ons nie ontkleed nie, maar gekleed wil word, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gee. Ek lees dit tot daar. God se krag word sigbaar wanneer ons swak is. In hierdie tyd wat ons nou is die tyd in die kerklike jaar wat ons baie nader beweeg aan die kruis. En in hierdie tyd dink ons baie dieper oor Jesus se lyding, sy broosheid en die misterie van God se werk in 'n baie brose wêreld. En ons dink ook veral oor die pad wat Jesus Christus geloop het, 'n pad wat nie deur mag en triomf begin is nie, maar deur nederigheid en 'n krib, verwerping en uiteindelik die dood aan die kruis. En dit is interessant dat Paulus hierdie waarheid uitdruk wanneer hy aan die gemeente in Korinthe skryf. Hy sê, ons het hierdie skat in kleipotte, sodat die oortreffende krag van God kan wees, en nie sodat die oortreffende krag van God kan wees, en nie vir ons nie. Paulus gebruik 'n baie dood-eenvoudige beeld, wat baie bekend was in daardie dae, dit is kleipotte. Anders as vandag was kleipotte goedkoop en algemeen. Goedkoop en algemeen, want dis vinnig gemaak, dis nie veel eintlik in 'n oond gebak nie, teen hoë temperature nie. Daarom was die potte nie sterk nie en maklik gebreek, en jy sal nie eintlik 'n skat in 'n brose houer is 'n kleipot bære nie. En tog sê Paulus, ek en jy,
Ons is daar die kleipotte. En ons weet ons lewe is broos. Ons weet ons liggame word moeg. Ons harte word soms swaar. En dis presies wat Paulus in hoofstuk 5 beskryf wanneer hy sê, ons wat in hierdie tent is, sug en voel swaar. Hy gebruik 'n ander beeld, hy gebruik die liggaam as 'n tent. En ons weet dat hierdie liggaam waarin ons bly, is iets tydeliks, dis nie permanent nie. En ons ken almal daardie sug. Ons sug wanneer die lewe se laste swaar raak. Ons sug wanneer ons siekte of verlies ervaar. Ons sug wanneer ons sien hoe gebroken die wêreld is. In lydenstyd herinner ons self dat Jesus ook daardie sug geken het. En soos ek vorige keer gesê het, dat by die graf van Lazarus het Jesus gehuil. Maar Paulus fokus nie op die kleipot nie. Paulus fokus nie op die tent nie, hy fokus op wat binne in die kleipot is, wat binne in die tent is. Sy fokus op die skat. En wat is daardie skat? Daardie skat is die lig van die evangelie en die kennis van die heerlikheid van God wat in die lewe van Jesus Christus openbaar is vir jou en my. Met ander woorde, God het sy grootste skat van die heelal in brose mense soos ek en jy gesit. Hoekom? Sodat dit duidelik kan wees dat die krag van God kom en nie van ons nie. Want as die houer broos is, kan niemand die houer die eer gee nie. Dit is soos 'n lamp wat in 'n eenvoudige kleipot geplaas word. Die pot straal nie, maar die lig binne-in skyn deur. En hier sien ons iets van die diepe patroon van God se werk. God werk dikwels deur dit wat swak lyk. Die wêreld verwag 'n koning wat met mag en leers kom. God stuur 'n kind wat in 'n krib gebore is. Die wêreld verwag oorwinning deur krag. God bring verlossing deur 'n kruis. En op die dag toe Jesus gekruisig is, dink ek het die duiwel geglimlag, wanneer dit gelyk of alles verlore was. Die disippels bang en verward. Die wêreld het gedink, hierdie verhaal is verby. Maar juis in daardie oomblik van die grootste swakheid, is dit God se grootste oorwinning wat besig is om te gebeur. Die skat van God se liefde het hierdie gebrokenheid van die kruis geskyn. En daarom as Paulus oor sug praat hy nie van 'n sug van wanhoop nie. Hy sê ons sug omdat ons verlang na die dag wanneer God alles sal nuut maak. Hy skryf dat die sterflikheid eendag deur die lewe verslind sal word. Ja, hy sê ons lewe is soos 'n tent, dis tydelik, dis broos. Maar daar's 'n ewige huis wat God vir my en jou voorberei het. En daarom beteken dit dat ons swaar kry nie die laaste woord het nie. En daarom weet ons dat die kruis nie die einde van die verhaal van Jesus Christus was nie. Die opstanding het gekom. En daarom leef ons vandag tussen kruis en opstanding. Tussen die kruis en die wederkoms. Tussen sug en hoop. Nou wat beteken dit vir ons vandag? Dit beteken dat God nie wag tot jy sterk of perfek of indrukwekkend is voordat hy jou gebruik nie. God gebruik gewone mense. Mense wat soms bang is. Mense wat soms twyfel. Mense wat weet hulle is broos. Want deur sulke mense kan God se lig duidelik skyn. Elke keer wanneer jy liefde wys, elke keer wanneer jy hoop bring in 'n donker wêreld,
Elke keer wanneer die evangelie gedeel word, skyn daardie skat deur die kleipot. In die tyd wat ons nou leef, in die Pinkster, leer ons 'n belangrike waarheid. En dit is dat God se heerlikheid kom dikwels in eenvoudige vorms. Die grootste skat van God se liefde het gekom in 'n baba in Bethlehem. En 'n man wat in die kruis gesterf. En 'n brose mens wat sy lig dra. Ek en jy is 'n kleipot. Maar binne ons is 'n skat. Binne ons is die lewe en die lig van Jesus Christus. En daarom selfs in ons sig leef ons met hoop. Want die God wat sy skat in kleipotte geplaas het, sal ook eendag die brose tent van die lewe vervang met die ewige kruis. Amen.